President Cyril Ramaphosa erken dat korrupsie ernstige skade aan Suid-Afrika se ekonomie berokken het en klasse by die hoërskool Alberton hervat nadat 'n ligte vliegtuig die naweek op die skoolgronde neergestort het. Goeiedag, baie welkom by jou Afrikaanse nuusbulletin op die 27ste Oktober 2025. Ek is Dian van der Berg. President Cyril Ramaphosa het erken dat korrupsie ernstige skade aan Suid-Afrika se ekonomie berokken het, maar het gesê die regering werk aktief daaraan om die probleem die hoof te bied. Hy het tydens 'n gesprek by die Vereniging van Suidoos-Asiatiese Nasies, oftewel ASEAN Sake en Beleggingsberaad in Maleisië die afgelope naweek benadruk dat korrupsie nie net in die regering voorkom nie, maar ook in die privaat sektor en dat Suid-Afrika misdaad bekamp en wetstoepassing handhaaf. Ramaphosa sê Suid-Afrika toon reeds positiewe vordering en word 'n aantreklike bestemming vir Asiatiese beleggers, terwyl staatsbeheerde ondernemings hervorm word en die ekonomie stadig begin herstel. Die Nasionale Raad vir persone met gestremthede het sy hofstryd om Suid-Afrikaanse televisie meer toeganklik vir mense met gehoorprobleme te maak, verloor. Die organisasie het vroeër die onafhanklike kommunikasie-owerheid van Suid-Afrika in die Pretoria Hooggeregshof uitgedaag om sy beleid te laat hersien en tersyde te stel. Die NRPG het die saak verloor, waarna hy hom tot die appelhof gewend het. Die hof het egter Vrydag ook teen hom beslis. Die NRPG meen dat die beperking van die gebruik van 'n gebaretaal-tolk in televisie-nuusuitsendings is dat die meerderheid mense met gehoorverlies nie gebaretaal verstaan of gebruik as 'n kommunikasievorm nie en eis dat nuusbulletins en openbare diensverklaringe van onderskrifte voorsien word. Die appelhof het ook bevind dat UKOSA nie onder enige wetlike plig was om spesifieke vereistes aan uitsaai-bedrywe op te lê om onderskrifte of gebaretaal-tolking te voorsien nie. Die minister van Vervoer, Barbara Creecy, het 'n nuwe versoek om die inligtingproses bekend te stel wat die privaat sektor formeel nooi om saam met die regering te werk aan die herlewing van Suid-Afrika se passasierspoorwegnetwerk. Creecy het gister tydens 'n media-konferensie gesê dit word gedoen om spoorvervoer die hoeksteen van die land se nasionale vervoer en logistiekstelsel te maak. Sy sê die Passasierspooragentskap van Suid-Afrika, PRASA, het 35 van sy 40 gebiede herstel en 77 miljoen passasiers in die vorige finansiële jaar vervoer. Creecy het egter daarop gewys dat bykomende beleggings noodsaaklik is om die vordering te volhou en dienste te moderniseer. En klasse het vandag by die hoërskool Alberton hervat nadat 'n ligte vliegtuig die naweek op die skoolgronde neergestort het. Volgens die nooddienste was 'n vlieginstrukteur en sy student besig met 'n eksamen toe die vliegtuig se enjin onklaar geraak het. Albei die passasiers het ongeskonde oorleef. Die woordvoerder van die Departement van Onderwys in Gauteng, Steve Mabona, het die skoolbestuur, nooddienste en lugvaartowerhede vir hul vinnige reaksie geloof. Dit bring ons ook aan die einde van vandag se Afrikaanse nuusbulletin op Pretoria FM.